Hartlike goeienaand, liewe vriende, by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag die Here vanaand vir ons by hierdie baie besondere geleentheid ryklik seën en in ons harte werk deur die Heilige Gees. Dankie dat U vanaand by ons inskakel. Kom ons word stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lees vandag uit die woord van die Here uit twee gedeeltes. Ons eerste gedeelte is 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 26. En dan ons tweede gedeelte is Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Ons begin lees by 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 26. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis, soos een wat nie in die lug slaan nie. En dan ons tweede skrifgedeelte is Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Net tot sover uit die Here se woord vandag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons lewe word dikwels beskryf as 'n wedloop. Paulus gebruik herhaaldelik hierdie beeld, want elke mens moet verstaan hoe dit voel om te hardloop, te sweet, moeg te raak en soms te wil opgee in hierdie lewe. Maar die belangrikste vraag vandag is, wat inspireer jou om aan te hou met die hardloop, in die besonder in jou geestelike lewe? Niemand van ons kan altyd wen nie. Baie van ons het in die skool deelgeneem aan die atletiek of landloop, en ons weet, daar kan maar net een wenner wees. Maar die tweede plek en die derde en die vierde plek is ook baie goed. Inteendeel, ons leer ons kinders dat wen nie altyd die belangrikste in die lewe is nie, maar die feit dat jy die wedloop moet klaarmaak. Daar is so baie ouers en vriende langs die baan wat vir jou skreeu en jou aanmoedig. Moenie opgee nie. Jy kan dit maak. Staan op. Hou aan tot by die wenpaal, al kom jy laaste. Jy
het die wedloop voltooi. Dis wat belangrik is. Daardie bietjie inspirasie help jou om aan te hou, moed te hou en klaar te maak tot by die eindstreep. En daarom gaan dit nie oor eers te kom nie, maar dit gaan oor klaarmaak. En vandag wil die Here vir jou en my as Christene kom sê, in baie moeilike en in uitdagende en 'n deurmekaar wêreld, hou aan, skep moed, moenie stop nie, jy is nie alleen nie. Maar as ons as Christene mooi gaan dink oor die lewe, gaan dit ook vir ons oor 'n baie dieper boodskap as net dit. Die wedloop van die lewe gaan nie net oor volharding nie, maar dit gaan vir Christene in die eerste plek oor Jesus. Hy is ons inspirasie, daarom hardloop ons. Hy is ons doelwit, daarom hou ons aan. Hy is ons krag, daarom sal ons triomfeer. Hy is ons eindstreep, daarom sal ons nie moed opgee nie. In die eerste plek moet ons vandag weet, elke wedloop het 'n begin. En vir die Christen begin dit nie by goeie werke, goeie bedoelings of menslike inspirasie nie. Dit begin by die kruis van Jesus. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 23, ons verkondig Christus en hom as gekruisigde. Christendom begin nie by jou nie. Christendom begin nie by jou pogings nie by jou inspirasie nie. Dit begin by Jesus se inspirasie, sy liefde wat 'n hoogtepunt in die kruis en in die opstanding gevind het. Jesus het nie die wedloop van ons redding halfpad gehardloop en toe maar moed opgegee nie, maar hy het aangehou totdat hy kon uitroep, dit is volbring. Johannes 19 vers 30. Die begin van jou wedloop, die bron van jou krag, is die feit dat jy gekoop is as Christen deur die kosbare bloed van Jesus. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. En daarom hardloop jy nie om God se aanvaarding te verdien nie. Jy hardloop omdat hy jou reeds aanvaar het en die hoogste prys deur sy seun vir jou betaal het. Jy hardloop vir Jesus. Nou in die tweede plek, broeder en suster, moet ons weet, niemand hardloop 'n marathon as jy nie die roete ken nie. Niemand hardloop aan 'n wedstryd of 'n marathon as jy sonder 'n roete is nie. Jy moet weet waarheen jy gaan as 'n Christen. En wat is jou padkaart? Die Bybel kon leer vir ons, die padkaart is die woord, die Bybel. Geen Christen kan sonder die woord nie. En sy lewenswedloop kan hy nie hardloop sonder die Bybel in sy hand nie. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. As jy moeg word, herinner die woord aan jou. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Psalm 23 vers 1. As jy struikel op hierdie lewenswedloop, sê God se woord vir jou, my genade is vir jou genoeg. 2 Korintiërs 12 vers 9. As jy voel jy kan nie meer nie, dan kom die woord en moedig jou aan. Alles kan ek doen deur Christus wat my die krag gee. Filippense 4 vers 13. Christus praat deur sy woord en sy woord dra vir jou in jou lewenswedloop. Moet dit nie vergeet nie. Dan broeder en suster in die derde plek. Ons as Christene hardloop in ons lewenswedloop nie alleen nie.
Want Jesus het hierdie wedloop eerste gehardloop. Hy ken die pad. Hy is nie 'n afrigter wat langs die baan staan nie. Hy is die atleet wat die baan vir ons eerste oopgemaak het en enduit voltooi het. Hebreërs 12 vers 2 sê, sien op Jesus die begin en die volëinder van ons geloof, wat terwille van die vreugde wat voor hom gelê het, die kruis verduur het. So hou jou oog op Jesus. Jesus het self hierdie wedloop voltooi, en hy het hom gehardloop, deur versoeking, sê Matteus 4, deur lyding, sê Jesaja 53, deur verwerping, Johannes 1 vers 11, deur die dood, Lukas 23. Hy het volhard toe niemand anders dit kon doen nie. Hy het aangehou toe almal hom in die steek gelaat het en weggehardloop het. En daarom sê hy nou vir jou en my, kom, volg my, Matteus 16 vers 24. Hy ken die pad, hy ken die inspanning, hy ken die trane, en hy hardloop saam met jou op hierdie baan. Moenie dink dat jy alleen is in jou lewenswedloop nie. Jesus is by jou, hy is langs jou, hy is in jou. Vertrou hom, glo in hom en volg hom. In die 4de plek, sonder krag kan niemand 'n wedloop voltooi nie. En die Christen se krag lê nie in homself nie. Dit lê in die Heilige Gees. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here in Sagaria 4 vers 6. Die Gees is die asem wat jou longe vol maak. Die Gees is die krag wat jou knieë laat optel. Die Gees is die inspirasie wat jou hart laat klop. En Romeine 8 vers 26 sê, die Gees help ons in al ons swakhede. Wanneer jy te moeg is om te bid, wanneer jy nie meer woorde het om te sê nie, wanneer jy voel die wedloop is te lank en ek kan nie meer nie, vra God om deur sy Gees vir jou te dra. Die Heilige Gees sal jou hele lewe in besit neem en jou bekragtig vir hierdie lewenswedloop. Onthou, dis nie jou inspirasie nie. Dis nie jou motivering nie. Dis nie jou krag nie. Dis die Heilige Gees wat in jou werk. In die 5de plek, Hebreërs 12 vers 1 sê, daar is 'n groot skare getuies langs die baan om jou aan te moedig op hierdie lewenswedloop. Wie is hierdie skare mense? Dit is Abraham wat roep, glo al sien jy nie die uitkoms nie. Dit is Moses wat roep, God is baie groter as die Farao. Dit is Dawid wat roep, geen reus is te groot vir my God nie. Dis Paulus wat roep, jou lyding is nie te vergeefs nie. Dit is Stefanus wat roep, Jesus staan voor jou en vir jou. En boal roep Jesus uit, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Matteus 11 vers 28. Jy hardloop nie in stilte op hierdie baan nie. Jy hardloop nie alleen nie. Daar is 'n skare mense rondom die baan wat reeds die wedloop voltooi het, wat vir jou kom aanmoedig. Luister na hulle, skep moed en volhard. In die 6de plek, Paulus sê, ek hardloop na die wenstreep om die prys te verkry van die hemelse roeping van God in Christus Jesus. Filippense 3 vers 14. Christendom, broeder en suster, gaan nie oor 'n goue medalje wat jy daar in die hemel gaan kry nie. Dit gaan nie oor jou status nie. Dit gaan nie oor jou rang nie of jou hemelse voordele nie. Ons prys is Jesus self. Hy is die kroon. Hy is die vreugde. Hy is die bestemming. Hy is die omhelsing wat vir ons wag daar by die wenstreep. Wanneer jou menslike inspirasie,
begin wankel, wanneer jou vriende se stemme begin stil word, wanneer daar nie meer mense op die kantlyn is om vir jou te skree nie, kyk weer na die kruis. Kyk na die een wat jou liefhet tot die dood toe. Die liefde van Christus dring ons, staan in 2 Korintiërs 5 vers 14. Dit is nie jou liefde vir hom wat jou dra nie, dit is sy liefde vir jou. En daarom, broeder en suster, volhard in jou geloofswedloop. Al is jy nie die beste Christen in hierdie wêreld nie, bly aanhou hardloop. Nie omdat jy en ek sterk is nie, maar omdat Christus groot is en vol liefde. En ek hoor sy stem, hou aan, nog 'n tree, nog 'n meter, jy's amper daar. Wie inspireer jou? Mag die antwoord vir elkeen van ons vandag wees, Jesus Christus, my begin, my weg, my krag, my bemoediger, my ewigheid. Ek sal oorwin, omdat hy vir my daartoe in staat stel. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag hierdie wonderlike, kosbare, bemoedigende boodskap vanuit u woord kon hoor. Ons almal is met 'n lewenswedloop besig. En dis 'n uitdagende wedloop. Ons word moeg. Ons is soms sonder krag. Ons wil moed opgee. Ja, Here, soms val ons self. Maar ons weet, u is daar om ons op te tel. Daar's 'n skare geloofsgetuies wat ons aanmoedig om moed te skep en te volhard tot die einde toe. Dankie dat die Heilige Gees in ons werk om dit te bewerkstellig. Here, ons kan nie sonder u nie en ons loof u omdat u altyd daar is, by ons en in ons, om ons aan te moedig en krag te gee om eindtyd te volhard. Dankie vir Jesus wat reeds hierdie wedloop voltooi het en die oorwinning behaal het, sodat elkeen wat die oog op hom gerig hou, ook kan oorwin. Dankie Here vir die Heilige Gees wat ons daartoe bekragtig. Wil u vir ons in ons lewenswedloop so bemoedig en versterk, dat ons nooit moedeloos sal word nie, Here, maar dat ons hand in u hand sal hou. Dankie dat u ons lei en krag gee om einduit te kan volhard. Ons vra al hierdie dinge, Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen.